ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 287. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, en daar's 'n hele magdom van hulle. Of miskien die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam version, die een wat Dr. Joseph Briand Rotterdam in 1860 vertaal het uit sy 1611 King James Bybel, met 'n klomp goed, die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy hande op kan lê. Ek sê altyd, as ek vir u net die Hebreëse Bybel gee, kan jy dit lees? Nee. Maar as ek vir u 'n Engelse Bybel gee, wat die Hebreërs verduidelik, sal jy dit kan verstaan? Natuurlik. Nou ja. Ek het 'n paar nog beskikbaar. Ek het 'n pakketvorm, sou jy belangstel, dan kan u my kontak by ons WhatsApp nommer 0722367124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Dis hoe hy bo lyk, né? As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, is werklik baie welkom. Maar gaan na deel 1 toe, begin by deel 1. Dis soos 'n koek wat jy bak, jy kan nie kom waar jy in die oond moet gaan nie, jy moes die resep reg gehou het van die begin af. Gaan kyk van deel 1 af, daar's 'n magdom inligting wat jy gemis het. Teken in op die YouTube kanaal, dis belangrik om die verskillende kennisgewings te kry, weer eens aan broer Rudy vir die YouTube, broer David vir die webtuiste en die YouTubes wat hy doen, die webtuiste en YouTube, en dan natuurlik broer Rudy vir die TikTok boodskappe, is maar seker ou kan maar bietjie die mekaar raak, né? Alright, aan elke een wat deel het aan die koninkryk, baie dankie. Kom ons bid vir mekaar, kom ons bid vir die koninkryk, kom ons bid dat Jaffa die woord uitvat in die wêreld in. As ek vir die verslag stuur wat broer David vir my maandag stuur, van waar val die woord? In Oekraïne, ek wil amper sê die Amazone, ja jy kan nie glo nie, in die Russiese gebiede, in die Muslim areas, in die wêreld, jy kan dit in Europa, jy kan dit nie vir mense verduidelik nie. En nie een nie, ordes. Daagliks. Ek breek nie as ek dit sê nie, ek sê dit net. Daar's besighede wat sal begeer om hulle noem dit NOx, om die NOx te kry, of die kontakmaking, wat die mense op ons webtuiste maak, elke dag. Besighede sal 'n arm en 'n been gee om dit te kry, en Jaffa laat dit net gebeur, halleluja. So wat sê ek, jou gebede werk. So is baie belangrik, subscribe, deel dit met die vriende en kennisse, skryfblok en pen byderhand, Bybel, baie belangrik. Kom ons bid saam, halleluja. Vader, dankie dat ons opgewonde is om oor die woord te praat, dat ons opgewonde is oor dit wat u doen. Ons is opgewonde oor die siele wat tot bekering kom. Ons is opgewonde oor die mense wat bereid word, volbloed Jafiste, wie deur die bad van wedergeboorte gaan in die naam van Jaffa. Ons is dankbaar vir sondaars wat gered word. Ons is dankbaar vir mense wat hulle bekeer voor die aangesig en in heiligmaking u leer dien. Ek is dankbaar vir elke Bybelskoolstudent, het sy of hulle vir grade studeer of hulle net die kursus doen vir selfkennis. Dankie vir elke een. Dankie vir elke een. Dankie dat ouers besig is om hulle kinders, klein kindertjies, op te voed in die geopenbaarde name. Dit sal nooit uit daai kinders se lewens uitgehaal word nie. Dankie dat ons deel kan wees van alles dit, Vader. En dankie vir u bonatuurlike seën. U salwing, u guns vanmôre oor ons, in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam. Elke Jafis sê, halleluja, halleluja, tot eer van Jafashua, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. My gebed is dat hierdie net 'n groot blessing gaan wees vandag. Elke dag, dit is so wonderlik. As ek in hierdie ateljee sit, as ek hier kom sit, is daar salwing.
Weet jy hoekom? Dis ook die gees in die gesindheid waar ek en Pastor Rika die opnames doen en al die goed. Dis in liefde en omgee en is dit nie wonderlik? Halleluja. Ek gaan net weer, ons is besig met Spreuke hoofstuk 17. Ek wil weer net vers 3 lees waar ons gestop het gistermôre. Die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud. En ek wil amper sê, as ek so na my kyk, dan is daar gesegde in Afrikaans wat sê, in 'n deksel vir die pot. Alles daai pot gebuig en die deksel gebuig, hulle pas by mekaar. Verstaan jy wat ek sê? Ja, daar's 'n deksel en 'n pot wat by mekaar pas. Hoe wonderlik is dit? Dit laat my dink aan iets wat iemand een keer gesê het. Hy het by die winkel gekom, by my boekwinkel, toe is die boeke uitgestal, toe sê hy, oom Niels, en Suster Renshaw, oom Niels is nou al huis toe. Toe het hy eendag by die winkel gekom, hy het ten minste 2 keer 'n week daar gekom, toe sê hy, prof, weet jy, dat vir elkeen van hierdie boeke, is daar 'n eienaar. En dis iets wat in my gees vasgeslaan het. Vir elkeen van hierdie boodskappe, is daar iemand waar dit in goeie grond gaan val. Partykeer voel dit vir ons ons wen nie regte grond en nee, iewester is daar iemand wat honger en dors na die woord van die geregtigheid. En soos waar daar 'n deksel vir 'n pot is, so verstaan ons dit dan ons nou beter as hy sê, die smeltkroes is vir die silwer, en die oond is vir die goud, wel om die goud te smel, dis suiwer, maar Jahwe Almagtig toets ons harte, nee, dis nie my hart nie, dis my sielsdimensie. Hoe toets hy hom? Deur die Ruach. Deur die werkinge en die inspraak van die Ruach HaKodesh. Dit is die wonderlikste geskenk wat ek en u ooit ontvang het. Is dat Jahwe Almagtig en Jahweshua deur die werkinge van die Ruach in ons lewens kom, ek wil amper sê, kom neskrop het. Sy woning kom maak het. Ek gebruik nou die neskrop in 'n ligterlike lyn hierso, dan verstaan u. Maar in ons kom woning maak het, in my. In my. Wat sing Chris Christofferson? What have I ever done to deserve even one of these treasures I hold? In my. Hannes Redlinghuis. Hierdie woord kom oopmaak oor al die jare. Hy kon sowel iemand anders te gekies het in u lewe vanmôre. Maar weet jy wat, ek wil iets anders sê. Ons moet ook nie dat die toelaat dat die Satan onsself in nederigheid afspeel nie en afwater nie. Verstaan jy wat ek nou sê? Hy het in my kom woning maak, hy het in u kom woning maak. Hy kon iemand anders te gekies het. Maar dis wanneer ek en u dan opstel, staan en ons hande opsteek. En ons sê, Vader, dankie dat u ons bereidwillig gevind het. Waardig gevind het om te doen wat ons doen. En dan begin die proses. Hou my skoon, hou my rein, hou my attent. Lei my deur die Ruach. Stap vir stap. Commitment completion. Elke dag van ons lewens. Elke dag van ons lewens. Hoe wonderlik is dit? Wanneer ons weet dat Jahwe se hand is oor ons. Ek nou 2 weke terug my alfa afskryf. Totaal afgeskryf. Die assurance het onmiddellik afgeskryf. En so sal bes veel van 'n uitbetaling nie. Maar daarom so dat met 'n paar rand wat ons bygesit ons 'n ander kar kon koop. Maar ons gee aan Jahwe al die eer. Dat hy deur die boeke voorsien. Halleluja. Ek loof Jahwe. Ek loof Jahwe. Hy is so groot en goed. En op elke ander manier voorsien hy vir ons. Weet jy hoekom? Die aarde behoort aan die volheid daarvan. Nou wat wil ek sê daarvan? Dat in 'n oomblik in 'n oog van daai ongeluk gebeur so vinnig. Die oomblik ry jy reguit nie. Volgende oomblik toe gaan ek vir die sypaadjie. Oor die sypaadjie, breek die linkerwiel af, gat in die sand. Was dit nie vir daai draad heining nie, staal heining nie, val ek daai afgrond af. Omtrent 4 meter.
dat die assuransie assessor, ek het met hom persoonlik gesels. Hy sê ek het met hom 2, 3 keer gesels. Hy het my prof sê dis 'n wonderwerk dat jy nie daai draad gegaan het nie. Ons noem dit nou maar 'n draad, maar soos 'n vangnet. Nee, dis nie 'n wonderwerk nie. Dis die hand van Jahwe. En weet jy, opnuut besef ek, my kar is afgeskryf. Dis 'n aardse ding. Maar opnuut besef ek hoe maklik kon 'n mens se lewe kort geslyf gewees het. Hoe maklik kan 'n mens 'n nek gebreek het of 'n rug gebreek het en in traksie gelê het, hospitaal gelê het. En die werk van Jahwe het skade. Ek sê net dankie vir Jahwe, vir elke ander Jahwis wat hy ook elke dag bewaar en beskik. En baie keer neem ons die goed van selfspreking, terwyl dit 'n gawe uit Jahwe se hand is. Stap in 'n hospitaal, wil u nou regtig geseënd wees? Wil u gebless word? Stap net by 'n hospitaal in. Alraai, ek weet party van die hospitale lyk soos nag. Maar stap by een van die klinieke in waar dit nog redelik is, en dan kyk u, hoe lê die mense daarso, bene af, arms af. Ek sien ouens loop met stainless steel, valsbene, hier van die knie af. Dan dink ek, Hannes, hoe wonderlik was Jahwe vir jou gewees. My infeksie in my knie was 400 plus gewees. Die chirurg het vir mekaar gesê, toe hy by die chirurg, toe hy in die dinges kom, in die ongevalle kom, toe sê hy vir Pastorika, gaan sy been moet afsit. Toe sê sy, sny sy been af nie. Hoe naby was dit? Om ook met 'n been, ja, vandag nog steeds bietjie, soos die Engelsman sê, handicap, loop bietjie mank, 'n bietjie stadig, was maar my wheel alignment wat 'n bietjie uit is, verstaan? Ek het al so geloop toe ek 'n kind was, want ek het polio gehad in my ander been. Maar weet jy wat, dis wanneer ons iets sien, en ons besef, maar dit met ons gebeur, ons kon dit ook so gehad het. Ons besef eers wat ons het, wanneer ons sien hoe naby dit was, dat ons dit nie gehad het nie. Vra maar vir broer Leon hulle, die boere daarso van Ermelo. Vra hulle daai boere daar, hulle almal. Daai mielie staan aan mekaar en daar kom 'n haalstorm deur. Een oggend staan hy en hy dank Jahwe vir die mielies wat daar is. Die volgende oggend is dit als plat geslaan. Net so. Hoe dankbaar is ons vir dit wat Jahwe ons mee seën. En in daai seëninge, hoe gebruik ek dit na ander toe? Jy kan nooit jou seëninge alles uitdeel nie. Jy sal altyd terugkry. Jahwe voorsien daarvoor. Halleluja. En ek preek nou nie vanmôre prosperity preaching nie. Niks. Ek nie met daai goed niks met dit te doen nie. Ek praat van seëninge. Wanneer ek hoor my kinders en my kleinkinders en my agterkleinkinders is gesond. Dis vir my seëninge. Wanneer ek hoor ons Jahwiste is aan die gang. En ek van die besigheidsmense praat in wie Jahwiste is en ander wat siek was en ek hoor Jahwe het my aangeraak, Jahwe het voorsien in die besigheid, Jahwe. Ons het almal soveel om voor dankbaar te wees. Het nie nodig om op my blessings te ry nie. As jy net om jy kyk, het jy self genoeg om oor te getuig. Genoeg om 'n seën te wees vir iemand anderste. Want hy sê op die einde van die sop, maar Jahwe toets die harte, die sielsdimensies. Vers 4, die kwaaddoeners gee ag op 'n bedrieglike lip. Hulle lieg vir mekaar. Hulle belieg en bedrieg en besteel mekaar, die kwaaddoeners. Hulle is bedrieglik met hulle monde. Hy sê 'n leienaar luister na 'n tong wat onheil stig, moeilikheid maak. Dis hoe die werke van Satan is. En weet jy wat, as Jahwis het ek en u vanmôre nie behaan die goed nie. Ons het nie 'n begeerte na dit nie. Is besigheidsmanne en vroue wat Jahwiste is. Weet jy wat, die wêreld is bevoorreg om met sulke mense besigheid te doen. Want hulle het nie nodig om bank te wees, en ek gaan nou sommer 'n Afrikaanse woord gebruik, om verneek te word nie. Hoekom nie? Want Jahwis is nie veronderstel om tot sy eie voordeel ander te bedrieg en te besteel nie. En dit vir die volgende ou, besef hy nie, hoe geseënd is hy, dat daar 'n Jahwis is wat met hom besigheid doen. So hulle behoort eintlik bly te wees, om met ons besigheid te wil doen. Hoekom? Want ons is die geseëndes van Jahwe.
Wat het Jaffa vir vader Abraham gesê? Geseënd is die wat jou seën en vervloek is die wat jou vervloek. Kom ons seën vanmôre, kom ons seën vanmôre die ander om ons. Kom ons spreek seëninge uit, kom ons wees seëninge. Des te meer ook vir ons broeders en ons susters, ons mede-Jafiste. Kom ons spreek seëninge uit oor die bediening. Kom ons spreek seëninge uit oor die Bybelkollege. Kom ons spreek seëninge uit oor die woord wat uitgaan in die wêreld in. Wat 'n blessing. Wat 'n vreugde en wat 'n blydskap. Halleluja. Die kwaaddoener gee ag op 'n bedrieglike lip. Hulle soek om te verneek en te besteel en die mense af te breek tot hulle eie voordeel. Dis hoe die Satan werk. Die Bybel sê, hy is die vader van die leuns. Lieg en bedrieg en besteel. En vanmôre moet daardie kwaliteite nie by ons as Jafiste eers teenwoordig wees nie. Hoekom? Want ons wandel in die geregtigheid. Ons wandel in die bo-natuurlike openbaringsname. En waar die wêreld na ons kyk wat sê ons is Jafiste en hoe ons besigheid doen en ons dinge doen. Ons moet 'n voorbeeld wees aan 'n verlore wêreld. 'n leienaar luister na 'n tong wat onheil stig. En ek wil vir jou vanmôre sê, en Jaffa, ek wil kom ek gaan anders sê, en die Ruach HaKodesh smile oor jou en my wat in geregtigheid wandel. Want weet jy wat? Hy het nie nodig om ons te leer en lei in alle reg en waarheid nie, want daar is die sonde en die goed wat in ons lewens feesvier nie. Ons wandel deur die leiding van die Ruach, soos wat Jaffa dit wil hê. Kom ons wees vandag 'n seën vir ander, na die beste van ons vermoë. En ons soek 'n geleentheid waar ons iewerste vir iemand kan vertel van die koninkryk van Jafashua. Halleluja. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.